aan al die 5 ligte kykers. Julle sien ons is vanaand so 'n bietjie in ander formasie. Jy weet? Koning Kali. Koning Hey. Marel. Het dit hom nou net gekoin. Verstaan? Hey, sorry. Vat hom, dit's hakkie koning Kaffie. Verstaan? Joh, ouens, dit was 'n hittige Grand Prix. Amper so hittig soos die, ons vriende Vriende so opinie. so Piet. Ja. Jy weet, jy weet dit is so hittig jy kan vleis braai. Ja, ja. Absoluut. Ja, ek dink ons sien 'n paar dinge wat die naweek gebeur het wat vir my interessant was. Ek dink ek wil net so vinnig highlight en dan kan ons bietjie meer in diepte daarop praat. Verbasing, die Alpine se pace die naweek met Pierre Gasly was briljant Baie geweest. goed. Ek meen, vinnigste in free practice 1, ja, okay. Die weerstoestande was nou wel anders in FP1 en FP2 en dan weer FP3 en qualifying. Ek dink die baantemperature was iets soos 10 grade verskil geweest. So Ja. dit was ongelooflik. Ja, en dan het jy vir Lando Norris in qualifying die heel naweek so mooi gery en toe bye Lando. Hy sê bietjie daar. Gaan parkeer uit in die Saam muur. met Mick Schumacher reële tyd gekoop by Jeddah. Ja. En ons is eintlik op basis uit die reis nie net klaar gemaak het nie, maar so goed gedoen het soos wat hy het. Ja, hy het en ek bedoel Ja. ek verbaas hulle het nie die radkas verander en al daai. Ek is ook verbaas hy's nie driver of the day nie. As ja. you said, as you said. Korrek. Ja. Ja, Yuki Tsunoda wat weer eens Q3 maak. In die Red Bull, maar het hy self 'n crash gehad het wat interessant was. Ek sien as jy baie mooi kyk met Yuki se draai wat hy gevat in qualifying was actually 'n stuk van die Waalbeek wat uitgesteek het om hy draai wat sy Jy's reg. tire Ja. uniek het. So as daai Waalbeek nie uitgesteek het, het hy actually Ja, as hy mooi in lyn was, dan was dit nie so nie. so dit was nou maar net baie unfortunate Ja. vir Yuki. En dan het ons Die hoogtepunt van die naweek? is die eerste draai. O, nee. Okay, wel, sorry, dis nog wat my Jy was om begin daar. wat my betref is dit nog voorwedstryd. Die hoofgame vir die naweek was double Williams points, papa. Dit ook. Was, dit was En mooi. Ek wil net sê ek weet almal is baie contentious oor die man op die oomblik, maar Max Verstappen het qualifying soos 'n Dominate. pro gery. Absoluut. Ek meen Q3 sy banker lap was op 'n Ja. ou set ou stel tyres. En hy was 'n duisendste van 'n sekonde vinniger. Toe kom Piastri en hy's net 'n tenth en 'n half vinniger as George Russell nog. Dis dit Russell. Ja. Of nee, wat eers Russell toe Piastri. Ja. En toe kom Max met 'n splinterstel nuwe softs en vat bal. Hulle het hom geberre vir daai een. Verstaan en en om daai lap op te sit op daai ou stel was weer eens Dit was nie 'n Verstappen. dit was nie die lap record van Jeddah nie. Die lap record moet in 'n race wees, nee. Ja, ja, dis 'n unofficial lap record. Wat ja, unofficial lap record. Ja, so die official lap record wat altyd in 'n ry Record gesit. So, dit was amazing geweest. It Ja, was amazing. En briljant. die unexpected vir my. Ja. Ek het my geld geop as dit bring ons natuurlik by die volgende punt, Superbrew. Superbrew was vir sommige van ons goed die naweek en ander van ons nie. Dit was die eerste keer wat jy early brew punte opgegee het hierdie seisoen, reg? Nee, ek het actually nie. O, Ek het actually ek is net as Lando nie gecrash het, het ek dalk moontlik met 2 punte vir Paul gekry. Ja, jy het 'n baie goeie naweek op Superbrew gehad. Ja, uit. Die rede hoekom ek dit nou gebring het is die unexpected pole. So ek dink ons almal, niemand van ons het verwag Max gaan die pole vat nie. So dit was great om te sien, dink ek, hè. Ja. En dit het onmiddellik ek byvoorbeeld het early brew punte. Kom ek vertel dit van my Superbrew naweek en dan sal ek graag van jou nou ook wil hoor. Ek het met hom al sy, maar dan vertel vir ons jou nou ook. Ek het so 5 minute voor quali begin het, sit ek gaan my Superbrew in. En ek sit vir Oscar op pole wat ek dink baie realisties was. En ek sit vir Oscar op vir die wen, vir Lando op vir tweede en vir Max Verstappen op vir derde. En toe vir Charles Leclerc en die res. Ja. En ek is toe nou baie chuffed om te sien op die einde van Q3 dat die top 10 wat gekwali het, even met Lando se crash, is toe nou die top 10 wat ek op my Superbrew het. Ja.
totdat Gasly en Tsunoda mekaar uitgehaal het. Ja nee, daar Soos ek het sê, Dit waar ek ook vasgetrap het. Maar my top 4 was presies reg. ja, jou top 4. ja, nee, jy het hom baie goed gerig. Nee, my top Ek gaan Goed, ja. spot on. So ja, ek het nou nie my picks verander nie, want Ja. top 10 is toe nou steeds top 10 en ek nog toe Early punte 2 is fine, ek gaan ry op baie Want ook nog vir baie die- punte. Ja. En ek het gedog ja, gaan obviously nie uitlose op Lando op die podium, maar die Ja. word ek ook hopelik reg te kry. Maar jy het toe nou verander en jy het beter as ek gedoen in jou Superbrew. Hy het ons almal geklap En hierdie naweek. Buite van die Tsunoda, Gasly, wat Ja, ja, ja. tot jou redding gekom het, want toe gaan ouens soos Albon en weet jy nog op jou top 10 gehad En Sainz en Antonelli en Anthony. Okay, en Hamilton. ja, okay, maar ons almal het hulle opgeoomie. Ja, Hamilton het ek Ek dit gehad. het, ja, maar ek het Antonelli dink ek reg geraai en ek het 1.5 gekry vir hom. Yes, ek O, sê okay, ja. Die twee ouens wat jy gemis het op in top 10, Was Gasly en Tsunoda. Ja, want obviously Ja, fair. hulle was definitief in the running for it gewees. Ek dink hulle het pace gehad om dit te doen. Ja. So agree. dit sou close gewees het. Ek dink as daar iemand moes uitgeval het daarso Ja. in die top 10 se Albon gewees het vir my. Ja. Ek dink hy was die stadiger van die twee Williams is Hy was. gewees en ek Mm, dink Tsunoda en Wie was die en stadiger? Gasly. Albon. Nou, Tussen hom en Nee, Carlo. was Nee, hy was nie. Alvin was die stadiger as kom ek verduidelik gou wat ek jy meen van die voor die reis. Ja, wat ek net sê is hy die heel naweek nogal gesit met die kar. Ja. Ja. Hy was unsettled geweest Mm, en Carlos Sainz was super gemaklik. Ja. mm. So dis hoekom ek sê as een van die Williams sou swaar kry onder Tsunoda of Gasly was vinniger dalk racepace gehad het, sou dit Albon. Ja. Okay, cool. So dis wat ek Ek het ook op baie maniere Maar geredeneer. terwyl ons gou vinnig oor praat, dit was vir my, ek dink Williams was baie slim die naweek, want Albon was vinniger as Carlos in die race. Carlos was die een ou wat almal terughou het. Almal voor Carlos het almal uitgesleep Ja, ja. en Carlos het vir Albon agter hom gehou. En Hadjar was op Albon se case. Nou as daar of 'n team order was of Albon het gegaan vir die overtake en dit gemaak, dan sou Ek was Hadjar daar was 'n call Team gewees wat hulle gesê het hulle moet ja. omswaai, ja. dan sou Hadjar vir Carlos ook verbygegaan het Mm. en Williams sou minder punte gekry het want al wat sou gebeur het is Albon sou die punte gekry het wat Carlos sou gekry het. Ja. Carlos sou nie die punte gekry het wat Albon gekry het nie, hy sou nog minder gekry het. Mm. So daaroor het ek my hoed afval vir Albon want Albon nie een van die Williams sou nog 'n posisie kon gain nie. Ja. So vir Williams was dit die regte call. Ja. Ek het gedink dalk op die einde gaan hulle vir Albon en Carlos switch net Well, net- omdat Albon eintlik daai posisie verdien, maar Ja, dat ja. Williams se resultate ek is eintlik al verbaas, die risiko was al te hoog want Hadjar was net te naby. Mm. Maar anyway, dit was vir my 'n interessante Interessant dat jy dit noem, want ek het dit nou weer en miskien het ek iets gemis by Albon. Maar ek het my gevoel Sainz is nie baie meer gemakliker met sy kar en hy was my halfie vinniger van die twee Williams is in my oë of meer consistent. Ja. So ewen in die race het hy net ek bedoel Albon het pace gehad in die begin, maar later het hy redelik uitgeëwen. Ek dink daai eerste En- stuk se medium tyres het vinnig uitgeloop. Ja, en ek dink toe het Carlos oorgegaan op die hards, nê? ja. Ja. En ek dink dis waar Carlos baie beter race pace gehad het. Ja. Ehm, So die alternatiewe teorie is dat Carlos vinniger kon ry, maar dat Albon dan sou gelos gewees het vir Hadjar en dat Correct. Carlos moes terughou om die DRS vir Albon te gee om voor Hadjar te bly. Want jy het op Correct. storm dit vir my gesê in die race. Korrek. Ek het dit nie so gelees nie, maar dit is 'n alternatiewe. Dit is 'n alternatief. Ja. Dit is presies wat Carlos destyds Ja. met Shaw. met Lando. is dit Shaw wat tweede agter hom geëindig het? Nee, dit Lando. By McLaren. George of wie ook al wat hy in 2023 op Singapore gewen het. Toe het hy hy het vir Lando daar want ek Ja. Max Ja. agter of iemand. Ja, hy het 'n buffer gebou Ja. vir die Ja. trein. Ja, precies. Jy sê wel maar reg. Wat my net na die punt toe bring voor ons nou al die ander aksie toe kom, net gou 'n tegniese punt wat vir my nogal ooglopend was met Max en Piastri, George en
en Charles Leclerc en Lando ook en Lewis Hamilton wat ook nog so daar 'n bietjie in die mix was, is hoe het vuil lug of soos ons sê dirty air, Ja. warm lug wat gegenereer word van die kar voor jou en jy's agterom, die ouens het regtig weer gesukkel. En dis die tweede Grand Prix in 'n ry en dit laat my net dink die hele rede hoekom ground effect motors soos julle hier kan sien geskep was As om maar dirty air is winner. wat dit te verminder. En ek onthou hulle het gesê dit gaan dit nie heeltemal wegvat nie. Dit gaan dit beter. Maar dit gaan nader aan Maar mekaar dit kan voel kom. net vir my Ja. hulle het nou 'n venster gekry waar hulle die motors opstel waar die Ja. kar baie laag teen die grond hardloop. Ja. Hy genereer 'n maksimum downforce wat beteken hy genereer meer hitte. Ja. So Absolutely yes. so met So even nou die so even nou as die reëls verander, moet ouens nou weer 'n sekonde gap of 'n halwe sekonde hou Ja. om net sy Yes. brakes koel te hou, sy bande, sy engine. Want die verskil nou is ja, die lug gaan dalk vinniger verby, maar dan gaan meer hitte as die ambient temperature nou in daai pocket in. Ja. So jy Ja. 100%. So jy dis nie dat jy sukkel om jou kar af te koel nie, jou kar is actually warmer. Dis reg. Kyk, as jy nou die verbetering vat, is okay, Oscar kan vir Max volg vir 1.5 sekondes. Waar as jy destyds Hamilton en Vettel gevat het byvoorbeeld met die ou karre, moes Vettel omtrent 3 sekondes agterval, want as jy binne 3 sekondes van 'n ander motor gekom het, het jy onmiddellik die warm lug al begin vang. Ja. So dit wys hoe lank hang daai lug. Ek dink die verskil moontlik as ek nou vinnig daaraan dink, die verskil moontlik is dat jy kan nader volg veral omdraaie en jy het meer downforce omdraaie. Maar jy kan nie laps en laps daar ry nie. Nee. So so dit promote die overtake en om vinniger te volg veral omdraaie. Ja. Maar jy wil nog steeds eintlik daar wees. Jy moet eintlik of jy moet terughang of jy moet overtake. Ja, dis asof jy daai gap moet gaan soek waar jy dit wil wees. So Ja. jy moet in daai pocket inkom in daai oomblik wat jy So- weet jy kan verbykom. So wat dan baie opvallend is dan vir strategie is dat wanneer jy jou pitstop gemaak het, is jou inlap is crucial, maar jou outlap is even meer crucial. Ja. Want as die ou jou geanderkat het en jy het vars bande, nee, As jy geskryf. dan is jy geskroef as jy nie onmiddellik soos Oscar wat met Lewis dit gedoen het, net na gepit het. Ja. Op die vuilkant, Ja. briljant aan die Ja, buitekant. wat Jy kan 'n sommer mooi- die vir ons opsit So raak alles ons sommer nou gooi, ja. en aan die buitekant mooi verby en dit het hom heel moontlik die reis laat wen daai. Ja. Want ek dink as hy nog 'n lap agter Lewis moes spandeer het, sou hy sy bande Ja. verbrand het en ek dink dan sou dit nie saak gemaak het of Max 'n 5 sekonde penalty gehad het nie. Dit sou close gewees het. So ja, ek dink dit is vir my aan die een kant kommerwekkend want ek het gehoop ons elimineer daai tegniese hurdles as ons sê. Ja. En dit laat my nou maar net dink aan 2026 se motors, jy weet, dis nog steeds ground effect. Dis bietjie smaller, maar jy weet ons gaan nog steeds met hierdie probleem ons gaan die hele tyd sit want ek bedoel iewers gaan die designers en die tegnikuste 'n plek vind waar hulle downforce gaan genereer. Ja. En ons gaan weer iewers dit eer kry. Dit ek dink ten minste wat ons nou dis dalk 'n stappie in die regte rigting. Beseker. Okay, Maar ja. is nog twee goedes wat vir my nou trigger want ons gou moet nou terugkom. Een is die flexie front wing. Okay, ons moet gou daaroor praat. Maar die ander een wat ek gou wil sê is terwyl die reis in die gang was, toe Max sy penalty, toe Max verbygaan off track en hy bly voor. En die sprake van die 5 sekonde penalty is aan. Toe het ek op 'n stadium gedink, ek wonder of hy dit nie as prins gedoen het nie, want as hy 10 sekondes vooruit kon ry omdat hy in clean air was en hy kry 'n 5 sekonde penalty, dan was dit 'n useless penalty. En op 'n stadium het ek by myself gedink, dit is so evident dat dit 'n probleem is. Ons almal weet dit as jy voorry of enigiemand wat in clean air ry, jy kyk net beter na jou kar, na jou tyres, na jou remme, na jou situasie. So jy het meer ry space op 'n langer termyn.
Nou as jy die strategie het, as jy top 5 wegspring, nê, en afhangende van die baan, afhangende van die eerste 2, 3 draaie, kom sê net 1 draai. En jy nou is dit Flavio vibes dat ek nou hier. Maar dis nou ek bedoel ons weet hierdie game gaan oor loopholes. Maar ek weet daar's 'n ethical sporting whatever. Maar indien jy dit kan lyk asof jy ongeluk die curb geoverrun het en die overtake gevat het en jy besluit maar jy gaan nie die plek teruggee nie en hulle issue jou met 'n 5 of dan nou 'n 10 sekonde penalty. Ja. Maar dit is nog steeds weer die moeite werd om na die eerste 2 draaie voor te wees en vir die eerste hoeveel 20 laps wat jy nou daai stint ry, daai tyd te kan opmaak. Dan kan jy jouself guarantee om jou kar te set up om dit so te kan vat. Jy kan gaan pit, jy kan terugkom, jy kan jou penalty serve en jy het nog steeds jouself in 'n posisie ingery wat jy anders nie sou kon doen. Jy sien, dis waar en ek stem saam met jou want ek wil net gou baie goeie punt. Want ons kan nou daaroor praat. Ek dink dit is nou die wegspring, ons hierdie video hier ons sal dit wys. Maar Max dink hy was voor. Ja. Die draai sal altyd en die apex sal altyd behoort aan die persoon aan die binnekant. Aan die binnekant is, ja. Oscar het die apex gehad, het die corner gehad. Max het weer eens sy neus daar gehad. Ja. Hy wou inkom. Hy wou. Oscar het hom wyd gedruk. Ons kan dit argumenteer, maar en waantoe moes Max gaan dan? Ek hoor dit te sê, maar ek wil gaan my punt klaar maak. Ja. En dan wat gebeur is op die einde van die dag is Max het besef. Okay. Ek weet jy, dis 'n guaranteed 5-second penalty. Ek gaan in elk geval die McLaren is in elk geval te vinnig vir my. As hy nou hier wegry is mekaar verby. Verstaan? Ja. So hou hom agter my. Even vir tweede plek. Ja. So kom ek jaag vooruit. Pit 5 sekondes en kom tweede staan hom dan terug. Ou agter my gaan nie nou exactly. Verstaan? Presies dit. So uit sy kop gebruik. Presies dit. Absoluut. Maar wat ek sal graag wil sien Formule 1 moet terugbring daar. In die vroeë jare die long run het ons 'n reël gehad waar jy nog 'n 10 second stop and go gehad, moes jy binne 3 laps serve. O ja, jy moet dit. En dan wil pit of nie pit nie, maar gaan serve. Presies. Want dan kan jy niks van hierdie doen nie. So, ja. Ek wil daarvan sal ek 'n groot voorstander wees. Die stewards met dit terugbring. Ja, maar dan kan jy nie benefit onder 'n safety car. Want die ander ding. Dan gaan ons hierdie safety car was en Max het gaan pit, dan het daai 5 sekonde penalty niks beteken nie, né? Presies. En ons het 'n safety car gehad en Max het dit weer soos 'n champ hanteer. Ja, verstaan. Maar weer eens as daai binne 3 laps daai ding gehad het, het hy was sy reis geskroef. So ek wil gou terugkom want dit is 'n te debat, te warm een. Maar die ding is ek verstaan ook en een van ons vriende het ook gesê as jy daar in die kar sit, daar's geen manier of jy regtig weet is jy voor en nie. Ek bedoel nou ry jy sin toe. Nou is die lyn so vir wie's eerste, maar die oomblik as die draai kom, beweeg daai lyn so en so en ek ons nou die aan. So hoe die hel weet jy of jy nou voor of agter of wherever jy was. Maar die punt is jy sê nou Oscar het hom dalk wyd gedruk. Al wat Oscar gedoen het is hy het so vinnig soos wat hy kan deur hy draai gegaan. Ja. Want hy is besig om te battle. Ja. So dan mag hy die hele baan gebruik. Hy mag die racing line gebruik want hy was op die apex. Ja. So as jy dan van 'n ander posisie afkom, dan in my opinie is dit nie afgedruk nie. Nee. Ek stem saam met jou. Wat eintlik daar moes gebeur het is Max moes gesien het hy moes teruggetrek. Ek is nie op die racing line nie. En twee, ek was nie eers op die apex nie. So hier is nie 'n gap nie. So of jy moet rem in single file of jy moet die wat noem hulle die nie loop to loop nie, die old switcheroo dat jy probeer vroeër cut en whatever. Ja. Of jy moet die baan los en terugkom maar moet jy die plek teruggee. Ek sê nie jy moet crash nie. Ja. Maar en ek respekteer van jy weet wie het gesê van if you no longer a racing driver if you don't go for a gap, that exists, right? Maar daar was nie 'n gap wat existeer. Daar was 'n gap wat existeer totdat ons by die draai gekom het. En toe sê nie meer nie. Max is lief om hierdie taktiek te doen. Dis ek En so ook Lewis Hamilton. We've seen this plenty times before. Maar Lewis is lief vir hom om 'n curb te overrun en ek love dit. Want dan haal hy niemand uit nie. En dit bring my terug na en genade bekom.
Maar so dis fine, gaan van die curb af, maar Lewis gee sy plek terug of hy vra vir die team, listen. Ek verstaan hoekom GP nie vir Max gesê het vir die plek, gee die plek terug nie, want jy weet mos wat Max se reaksie gaan wees. So why even go? In fact, hy het dit ook gesê, ons het dit dalk net nie gedoen. Ja, okay, which is fair. Wat ons teruggebring met Tsunoda en Gasly of dan nou by Antonelli if you will. Antonelli het gelock up, hy het geoverrun, hy's oor die curb, eers om 'n crash te doen of whatever. Hy het die plek teruggegee. Presies. Tsunoda en Gasly, hulle het gebattle, Gasly het gegaan vir die move. Gasly moes eenvoudig van die curb afgaan en buite dat hy die overtake gehad. Of die plek teruggegee het. Maar toe probeer hy op die racing line bly waar daar nie plek was nie. Ongeag ek weet nie eens wie voor was op die curb nie, ek dink op die apex nie. Ek dink dit was Tsunoda geweest. En so once again, 'n ervare racing driver soos Lewis Hamilton of dan nou Max as jy wil, gaan vir die curb af and you live to die another day of to fight another day. As jy verwag dit nou van Tsunoda en Gasly. Dat as soos Gasly aan die buitekant is, dan moet hy weer die Red Bull gaan nie vir hom space gee nie. Ek my kop sal weet wie's voor my, Yuki. Yuki is aggressive. Yuki gaan sy plek fight. Ek gaan hom skrik ook aan die buitekant. Ek ran nie riskgeval bande, maar ek gaan by hom kan bly. En dan gaan ek 'n DRS sone kry later. So ek gaan hom vang iewers want ek het nog heel naweek vanaf is hy gejaag. Nou het ek een vraag vir jou. As Gasly nog by Red Bull of by 'n V-Carb was, sou hy dieselfde gedoen het met 'n Red Bull? Nee. Sou hy gedink het dat hy sal 2 keer gedink het, want dit is waar sy dit is waar, hè? Dit is want dit is waar sy volgende ek amper sê potensiaal sou gelê het. So ek is baie sad oor want ek het van altyd van hulle goeie results verwag en hulle het verdien goeie results. Ja, definitief. Want hulle albei maak die sport interessant en hulle het 'n goeie naweek gehad tot op daai punt toe. Is ek reg as ek sê die feit dat Gasly uit is het vir Williams laat verbygaan? Nee, ek dink op daai Albon, ja. Wel, en Gasly het hom nie punte gekry. Gasly het nie punte gekry nie en Jack sit in elk geval onder, so ons kan nou Gasly sit in Max se leer. Ja. Want ek bedoel ek weet nie of jy het gesien jy maar Williams is nou net onder Ferrari op die konstant. Ja. Hy doen vol teams uit. 10 spanne, né? Ja. Ek bedoel dis flipping great vir Williams. Dis ook ons praat van miljoene meer. Ons praat van Adrian Newey oorkoop vibes hierso. Hey. Voilà. Kom dit weer. Wat is my volgende interessante teorie? Skus ek wil ons aangaan, maar ons hoef nie nou daaroor te praat nie, ons kan nou daaroor praat. Dis 'n hipotetiese vraag wat ou Ed vir my die naweek vra is: as Hamilton besluit skreeu dit, Ferrari is nie vir my nie, ek's klaar met hierdie sport, wie sign Ferrari? En die ander ding wat ons nog steeds oor moet praat is die flexie wing voor. Ons praat oor die flexie wing. Kas gaan voor die flexie wing terwyl ons nou gepraat het hier oor Oscar en Max. By eerste draai. Ja. Ek het ook daar so 'n groot ding wat ek al gesien het. Ons het verlede jaar na Austin het ons baie oor hierdie selfde scenario gepraat. En toe was dit omgedraai. Toe het Max vir Lando van die baan af gery op die eerste draai. Ja, het jy gou. Die enigste verskil is maar die enigste verskil daar was gewees dat Max het ook van die baan af gegaan. Maar onthou dit. Maar dis 'n groot verskil. Ja, dit was 'n groot verskil. Maar in Mexico. Lando ek praat van Austin in Amerika. Maar kyk hulle het ons daai hoë op in Charles verbygekom. Ja. Want wat toe nou gebeur is Lando het 'n 5 second penalty daar gekry omdat hy al was. En ons het belang vir Max, nee. Ja. Maar was Max ook af toe? Hy was ook af en dit is waaroor ons serieus gepraat het. Ja. Maar dit is waar ons het daai tyd gesê en ek dink dit is waar ons 'n groot verskil op die oomblik tussen Lando en Oscar sien. En wat ons daai tyd begin roep het, want Oscar het Lando het daai tyd het ons gesê Lando is die sorry ek is nie op pad en ek gee net pad. Okay, nie laat ek sê hulle moet mekaar aanvat daar nie. En Oscar doen presies wat ons gesê het Lando moet doen. Moes gedoen het in daai situasie. En nou is hy daar en heeltemal is die boeke omgekeer. Almal is hy eers skielik en luister met reg want ek bedoel dis ons sport, dis die ou wie ondersteun en alles en ek hou daarvan. Maar Oscar het gedoen presies wat Max al die jare gedoen het. Die world champion moet doen. En dit is wat 'n world champion doen. En dis wat ons verlede jaar gesê het.
En wie was in die running verlede jaar teen Max? Ja. Lando. Okay. Ja. So, ja. Kom ons kom gou terug na die Flexi wing. Flexi wing. Want ek dink as ek al die aanboorde se kyk het hierdie naweek, is ek baie jammer vir al die McLaren fans, maar daai wing flex is 'n freaking Arnold Schwarzenegger in sy prime. Nee, daai wing flex soos 'n Land Cruiser se veerstelsel. Wat se sê, oor Of soos 'n body smuggler om faf. Verstaan jy? Alweer Flex raak. Ja, verstaan jy? Ja. Hy flex, jy kan duidelik sien hoe hy lig en in Spanje kan dit nie meer gebeur nie. So, Ander in Spanje help my gegaan. Spanje Ek is dink ons het Miami ons volgende. het Miami, dan Emilia Romagna en dan Spanje. Spanje, okay, so ons is Dis Okay, rond. so ons het nog twee. Rond hè? Rondom omtrent wanneer Lewis Hamilton gaan shape. Gaan hy wat sy hare. Dit is positief. Sy hare shape. Ai, jette boy. So, Boys. ja, so, weet jy, ja, ek dink die flexi wing ding is nou maar net daar. Hulle argumenteer soos hulle sit. Ek kan nie glo die FIA laat dit nog toe nie. Maar En ek dink Red Bull en Ferrari en Mercedes het klaar daai ding geadresseer wanneer Spanje kom. So ek dink McLaren sê hulle is bitterlik confident dit gaan niks doen aan hulle motor nie. ja, maar ek wil hulle 'n paar reise om voor te berei daarvan. Hulle het My grootste vraag in hierdie gesprek is hoekom kapitaliseer Red Bull, Ferrari, Mercedes spesifiek daai ouens? Nie nou tans. Hoekom sit hulle nie ek weet dit gaan nie dis nie net so eenvoudig om 'n flex wing vooraan te sit nie want ons 'n klomp ander goedes wat saamwerk om dit moeite werd te maak. Maar in 'n sport waar daar miljoene dollars op die spel is en waar elke reis 'n geleentheid is om posisie en punte en geld te wel, dan nou punte en posisie te wen. Hoekom kapitaliseer daai ouens nie nou met flexi wings tot en met Spanje nie? wel, kom ons kyk Ek noem al Ferrari probeer almal het so Almal het hulle bietjie is van er 'n nie- Hulle het, Ja. hulle het. Maar die vraag is die moeite werd om die flexi wing te develop om beter results te kry vir die volgende die laaste naweek en die volgende twee Nee, races. ek kan nie vir Dis sê twee my- races, my- soos ek ek weet nie van jou nie, maar my ouers sal sê nee, want as ons net soos in die ou dae 17 races gehad het, ja, Ja. dan maximize jy alles. Ja. Maar nou dis 24 races. So okay, vir die eerste 7 rondes bly jy in touch met hulle. Kom ons sê die flexi wing clamp down het 'n huge effek op die McLaren motor. Ek twyfel dat dit gaan hê, maar kom ons sê dit het. Hulle verloor 'n 10 vir 2. Dan sit ons met 5 spanne, 4 spanne wat so sit aan mekaar. As daai bande Dan nie wyd weet jy genoeg wie is. gaan Paul hê nie, wie gaan wen, waar ek ben nou so superbroek geskryf Wie wil hulle hê? jaar. So wat ek kan sê is dat wat ek kan sê is in Spanje is 'n goeie plek om te doen want aerodynamically Ja. is dit 'n baan Dit wat is jou nodig want dit baie balans baie draai. dit is tradisioneel die baan wat jou aerodynamic strengths en weaknesses reveal van jou motor. So ek dink regtig daarso dat as McLaren miskien dalk 'n paar tens verloor, dan was dit nie moeite werd om nie dit te develop nie. En McLaren het gesê ons stick with it and we get on us and looks like it. En ek bedoel, let's face it, hulle het Australië gewen, hulle het Bahrein gewen, hulle het Jeddah gewen. En hulle het China gewen. So en ek bedoel dis incredible dat Lando en Oscar beide 5 wenne elk vir hulle karier staan. It's amazing. So dit wys Ja, ek hou van die stat. hoe kompeterend daai twee is op die oomblik. Maar nou net gou op daai stat. Ons moet dit vir mekaar sê. Daar's nog ten minste 10 ouens op hierdie selfde einste grid wat ook 5 wenne kan opline in 2 seisoene as hulle in 'n goed genoeg kar ry. Ek stem daarmee saam. So die rede hoekom ek dit sê is baie mense sê nou ja, dit wys jou net hoe goed Oscar is want hy het nou in baie minder tyd soveel wenne soos Lando opgelyn. Maar Lando het 1 of 2 seisoene in 'n kar spandeer wat jy so goed kon wees as nou. Ewen al beter sou kon wees daai tyd ewen. EcoSport gaan weggery het. Maar jy sou Ja. maar jy sou nie die wenne opgetel het, jy verstaan nie. So dit wys jou weer 'n keer dat dit is 'n balans van talent of 'n goeie renjaar en 'n goeie kar. Ja. So as jy in die regte tyd in die regte kar sit, awesome. Maar kom ons wees gou eerlik, tot en met verlede jaar hierdie einste oomblik het Lando nog sonder 'n wen gesit. Ja, there we go. Klaar. There we go. So dink jy as dit ren het op 4 Daai op 4 maar maar jy dit nou. Verstaan jy? Kom ons wees verder eerlik. Vyf my. As Charles
in 'n rooi McLaren gesit het, dan het hy waarskynlik al dubbel soveel races gewen soos nou. What's that? Ek bedoel Carlos sit nie eens in 'n McLaren nie en hy het al Kyk, hoeveel Carlos. races gewen, 2, 3. Ja, maar nou sit en kyk jy na die ouens wat nog nie gewen het nie, né? En Nico Hülkenberg. En hoe goed doen hy nie? Ja, Jy weet, ja. hy ry daai Sauber. Hulle van ons Sauber af. Ek dink Hy jy ry hom in 'n Audi. Kan ons Verstaan ek wat? maar net sê, kan ons net Corrie nou maar net volgende jaar. Ja, dit is volgende jaar amptelik, né? Ja. Groen goed is dit is net so klug. Ja, nee. Ja, dis verskriklik. Dis- Ja, dis hard. Maar in elk Ek kry eintlik geval- die bestuurders jammer. Jy sit met ouens soos ek dink Charles Leclerc. Okay? Briljant gejaag die naweek. Binne 2 tens gekom in qualifying. Solid race pace gehad. Unlucky om so rukkie agter George sit. Ek dink hy het 'n baie vinniger motor gehad as George, maar hy moes die persentasie game speel daar. En hy het die medium tire maak werk vir 'n lang Ja, Ja, Charlotte. Ja, en Ja, ek dink het hom gereg. dit was hy briljant. Ja. So en dit het hom derde plek gegee. George definitief. So Charles George jaag nog 'n hele jaar lank. Ja, So konsistent. Hy is die enigste drywer wat in die top 5 elke race tot dusver was vir elke Mr. Consistent. Verstaan jy? So, Absoluut. hy het homself totaal in 'n spanleier ingejaag. verseker. Hy het daai edge. Ou Mercedes is besig om te groei op my. Ek het mos nog gedink Carlos van 'n Mercedes toe gaan. Ja. Hou klaar van George en hou klaar van Toto Wolff. En toe kom ou Kimi Antonelli, nee. Ek dink Vir my Mercedes is besig om 'n dam vol te tap en iewers gaan 'n dam wil breek en dan gaan ons iets gaan weer 'n era meer sien. exciting sien. Ek meen Kimi het doen so die ouetjie doen baie goed vir 'n rookie. vir 'n Yes rookie. man, daai oues. En Weet jy wat? hy- Kimi is die nuwe Lando, want Lando het begin feature in die Drive to Survive era waar klomp aandag op hom was. Hy was die jongste ouetjie en al die jong generasie wat Drive to Survive kyk, het gelatch op Lando. Merk my woorde, Antonelli is die nuwe Lando. Ek kan nie stap. Antonelli gaan vinnig binnekort 'n helse following hê. Verseker. Antonelli gaan binne die volgende 2 seisoene race begin wen. Antonelli gaan dalk by Ferrari gesign word binnekort, byvoorbeeld vir argumentsonthaalwe. Jogg, ek wonder hoe hard gaan Toto bat vir daai een. Maar dit kan hom seermaak, né? Jy gaan vir Hamilton terugkry. Hy gaan Wil hy? Dit was altyd die plan. Jy weet. Dink jy hy wil regtig daai een terug hê? Nee, ek sit maar net wille teorie op reik. Nee, ek hoor Al het gebeur, dan kan ek sê Verstaan jy? ek het dit eers gesien. Hier wat. Maar kom ons kyk gou na elke driver. Okay, ons het nou baie oor Oscar en Lando gepraat. Oscar briljante start. Max in 'n treasure gesit, die penalty geforce as ek dit so kan stel. Ja. En ek dink die oomblik van die Opgehou, ja. sy 2 oomblikke wat groot was vir hom om die race te wen was die eerste draai en tweedens was dit om onmiddellik verby Hamilton te kom na sy pits. Ja. Daai Ja. verbygaan Dit was Was waar- brilliant. Absoluut Ek het dit klassiek. ook, ons het dit veral met nuwe harde, Bande. koue harde tande. Ja. op die vuil kant van die baan. Jy sien die Dit was- stof skiet nie. Ja, dit was Ja. goed. En ons het dit op video hierso. En dan Lando ten spyte van sy crash wat baie unfortunate was Ja. eens wys net vir jou Formula 1 op die oomblik is daai klein margins. Jy weet ek meen ons weet Lando het ongelooflike car control. Ja. Soos enige van die ander ouens op hierdie F1 grid. Hy is 'n uitstekende renjaer. Maar hey, luister as jy op daai tipe spoed nie beheer het nie, Ja, maar dan is jy dag 'n nou al. passasier. Ja. Jy weet en ek weet kudos vir McLaren wat die kar kon herbou. En seker maak die gearbox en al daai goed was reg. Dat hulle daai parties vervang en dan het hy Pitstopswerk gestek, ja. Hierdie Ferrari dit sou kon regkry. #Monaco 20 whenever. Ja. 20 ja. Ek wil net vinnig op Lando vra. Het Ja. jy vir Lando gestem vir Drive of the Day? Ja, ek het, maar weet jy wat, toe ek na die tyd daaraan gesit en dink, toe ek nou actually eintlik meer hierdie Oscar en Max se storie regtig gaan sit en kyk het en ek het nog al 'n paar keer weer na daai scenario gaan sit en kyk. En toe is dit van is jy weet ek verstaan nie hoe Max dit gekry het en bo Lando nie. En toe ek eintlik mooi gaan kyk het na Lando. Lando
as jy ook tegnies daarna wil wees, hy het 'n goeie posisie geëindig, maar hy het 2 karre minder verbygegaan vir daai posisie. Want ons 2 karre wat uitgecrash het. Crash het, ja. Fair. Baie goeie punt. Maar weet, Of dit 'n groot invloed sou gehad het in die overall, ja. kan ek nie vir jou nou sê nie, maar ek bedoel, Wel, as jy dit los 'n leemte wat jy sit en wonder, het hy nie. Alhoewel hy het 'n baie goeie naweek gehad tot en met daai crash van hom. Landa sou my wout gekry het. Nee, ek het nie gewout hierdie naweek nie. Maar Landa sou my wout gekry het as hy vir Charles kon inhaal. En ek het op 'n stadium gejoke gesê, hoor jy, hierdie build-up van Lando om hierdie overtake te gaan doen op Charles, wat moontlik sou kon wees, Dit was definitief aan. is so useless soos lite op 'n vis, of wat? Wat het jy gesê? Ja, het baie, ja, ek het ook verwag Lando gaan ten minste nader kom aan Charles as wat hy gekom het. Ek het net gedink dat yes, hier kom Lando deur en yes, hy gee alles, maar dit is net nie goed genoeg nie. Terwyl as dit Max was, O ja. sou hy ingehaal en geovertake het. Ek hoor my so op my nou. Of whatever. Kry het uit. Sal weer. Maar die comeback wat Lando gemaak het Was stieflik, hè? Dit was awesome. Tieflike liete. Oh, nou, hold on my man. Moet ek die foto nou opsit? Ons sit weer die fotootjie op. Ons moet Dit hierso. ons het onthou ons het gesê laas jaar, ons het 'n kaartjie skryf, anoniem uit 'n hoed uittrek en dan moet hy vir iemand 'n woord probeer laat sê in die recording. Ons gaan nou vind kry. Ek al regtig. Lovely. Ja, ek weet jy, ek dink dit op 'n manier 'n great drive, maar my driver of the day. Ja, ek Charles. en nog Ja, make some. ek dink net die strategie wat hy gehad het, die kar wat hy tot sy beskikking gehad het, die regte besluite gemaak op die regte tyd en om vir Lando wat vinniger as hy was agter te hou, was vir my net briljant geweest en hy het weer eens vir Lewis Hamilton outshine en ja, okay, almal gaan nou redeneer en hoes en proes dat hy nog sy voete vind by Ferrari en whatever, dis fine. Maar Charles is net, ek ben, nou kom Lewis in die media en sê, maar Charles ruil die kar vir 2 jaar. Ja, Lando ry al die karre vir 2 jaar. Presies. Oscar het nie dit as 'n verskoning gebruik nie. I mean, ja, presies. Dit is so 'n goeie vergelyking eintlik. Is 'n pop-out. Want Ja. dit is presies die waarheid. Dit gaan nie oor hoe die kar laas jaar of 'n jaar voordat ons dit is. Korrek, dis hoe hy nou is. So my Dis eintlik 'n beter voorbeeld want Lewis het jare meer sy ervaring as Charles en Oscar En 700 ervaring as Lando en Oscar outperform Lando. So hoekom kan Lewis nie vir Charles outperform? want Lewis kan nie adapt tot die ground effect karre nie. Maar dit sê ons al van verlede jaar af. So vir die jaar het hy 3 races gewen, maar hoekom? Nou wel een was as gevolg van Dit bring 'n ander feit na die lig toe, né? Is dat die Mercedes in Lewis se era was net soveel beter in vergelyking met die res van die karre as wat Presies. want ek hou van want nou. Mercedes is nie die beste kar op die grid nou nie. Ja. En dit het niks noodwendig met ground effects of whatever te doen nie. Nee. George is baie goed met daai Mercedes. Ja. Maar okay, maar ek hoor wat jy sê. Ek dink Lewis kan net nie die regte as jy by Mercedes nou met Ferrari die regte setup venster kry nie. Hy het dit vinnig ontdek verlede jaar by Mercedes hier en daar waar hy goeie pace gehad het. Silverstone was 'n baie goeie voorbeeld geweest, maar Spa tel nie vir my nie, dit was George Race daar. Ja. Of hy nou ondergewig was of nie. Sorry. Maar my punt wat ek net wil maak daar is dat Lewis is op die oomblik besig om homself te demotiveer. Ja. Want ek dink hy moet net vir 'n oomblik wegstap van Formule 1 af. Iets anders gaan ry. So sportscars of iets waar hy net weer sy Kelly. Ek bedoel wat noem hulle daai nuwe sport daai
'n sportmotor, ja. Iets sy het 'n twin turbo en ja. Dan het hy te glo nou. Die vat hy nou. Kan daai stukkie kan nie. Maar weet ek wil net terwyl jy dan wat ek weet wat jy wil sê. Ja. Maar ons almal weet wat die antwoord hierso is. Lewis is gebreek na daai seisoen, Ja. na daai race Ja. en na die FIA en alles. He not Hy het nooit herstel. he not only fell out of love with the sport, he fell out of favor. And he's just never been the same en daai energie het soos Toto is dalk even meer heartbroken, hulle albei. En daai energie van daai twee ouens het almal aangesteek. En jy het net gesê die motiveer homself. Ja, hy is nog steeds gedemotiveer en dit is dit is 'n goeie punt wat jy maak van Grandifix era en. Maar ek dink is meer as dit. Ek sê nie dis baie meer of minder meer, maar dit is meer as dit. Lewis is nie meer so passievol nie, hy is nie meer so honger nie en dis nie omdat hy oud raak of wat nie, dis omdat hy voel hy's vuil gedoen en dis omdat hy voel En hy klou nog veel van daai dingetjie. En hy voel net soos jy weet as 'n kind gestraf word en hy's moeilik en hy smile nog maar hy het verander want dit was nou onregverdig of whatever. Ja. Dis al of dieselfde vibe. Dit's nog steeds back off. Dis In sy siel of iewers in sy subconscious of Dis whatever. ek respek het vir 'n ou soos Fernando. Ja. So Fernando het vir 2 jaar ander goed gaan ry. Dakar, sportmotors, IndyCar. Ja. En weet jy wat doen dit vir hom? Omdat dit karre is met minder downforce. Bring hy kar kon Reiskrag. Ja. Jy reis Reiskrag jy raak development. skerp. Jy weet en Lewis ken net downforce op die stadium. Ja, hy kan ander goed ry, maar dis hoekom ek sê dit sou goed gewees het vir hom dalk om net weg te stap en obviously wat weet ons nou in elk geval. Ons is nie betrokke daar nie. Ja. Ons is 'n klomp ouetjies hier wat 'n opinie lewer van die buitekante van wat ons sien op face value. Ja. Maar ek dink tog as jy kyk na ander ouens se karier vir Fernando werk dit goed uit want Fernando pas aan. En ek bedoel 23 het dit gewys met die regte Aston Martin en ek bedoel nog steeds met die Aston Martin hierdie naweek op betaal en met hy het hy by tye goed gelyk ja. Maar as Lewis na 2021 miskien net 'n jaar breek gevat het en dan teruggekom met Mercedes, sou dit dalk net 'n ander Lewis gewees het, miskien dalk. En daai lus en daai honger en daai wegstap van alles af sou dit hom net goed gedoen het. Nou het hy gesoek om na 'n ander span te gaan, Ferrari. Wat 'n stap in die regte rigting is dink ek. Dit is change is good as a holiday. Maar jy weet, ek dink vir Formule 1 wil almal sien dat Lewis goed doen. Ja. Jy weet ons soek 'n competitive Lewis. Hy het dit nou net gesê nie. Kom nou weer. Want dan. En ons daai op 'n short sit en op YouTube sit uit sy mond uit. Wil hy nie. So jy is 100% reg. Maar ek stem 100% saam met dit is goed. So dis hoekom ek verloos nog 2 of 3 races. Ek het laasweek gesê nog 2 races wil gee. Want hy struggle om te adapt fair. Carlos doen ook en so doen almal wat in 'n nuwe span. Carlos het hierdie naweek 'n blaadjie omgeslaan. Ja, ek dink ook so. Dit uit nog steeds nie, jy weet top 8 of top 6 of whatever geëindig nie. Ek weet hy sit in 'n Williams fair. Maar hy kan nog beter doen. So wat my aanbetref is hy ook maar nog besig. Onthou nou moet ons ook appels met appels vergelyk. Vir Lewis om hy het al 'n paar keer top 6 geëindig hierdie jaar byvoorbeeld. Ja. Dit is ek het dit vorige keer ook al gesê. Op my resultate toe kan Dit is goed genoeg vir hom terwyl hy sy goeders uitfigure. Ja, hy het 7de geëindig. Ja, hy net agter die 2 minute. Ja, so ek sou sê 7 is nie goed genoeg vir 'n Ferrari en vir Lewis nie, want ons is gewoond aan Carlos en Charles wat bietjie beter doen. Maar terwyl hy in my opinie top 5 eindig, is dit oukei. Dan het jy tyd om nog maar as jy 9de of 10de of nie punte kry nie. Dan sal 'n probleem. This could have been much worse. Dit goed, maar ek bedoel dan kyk ons terug na China se sprintreis en daar wen hy. Exactly. Dis hoekom ek sê weer eens, jy kan sien daar's iets daar. Ja. Hy moet dit net vind. Maar daar is iets daar. Kyk gou daai 2 laps wat Lando agter Lewis gesit het en wat Lewis hom met daai DRS
2 laps agter mekaar. Weer Dit eens. het net weer vir my iets gesê van Lando. Die video terwyl ons hier praat is presies dit. Korrek. En waar kom dit? Daar's daai ervaring en daai bietjie, jy Max. weet. Ja. Hy en Max se fight in 2021 om Jeddah. Hy weet waar die DRS lyn sit. Ja. Lando se Daai racecraft en was dit- amazing. Okay, maar Dit was absoluut. Dit lig Yes, my nou 'n right. punt uit. As dit 2 championship contenders was daai. Nee, as jy kyk hoe Oscar en Max beklei het Ja. vir daai DRS ding, dan kan jy sien Oscar en daai bewustheid gehad. Dit voel vir my Lando dink net nie met daai 100% Nee. Ja. nugterheid waar's die DRS lyn hier soos Lewis, Ja. wat gaan nou hier gebeur nie. Ja. Hy gaan net vir die overtake. Mm. Verstaan? So nou spandeer hy 2 laps met 'n fight. Dis 2 laps het hom Op jou bande. 10-1 wat hom die podium gekos het. Ja, maar exactly. Presies. Dan So- dis wel weer 'n keer ek weet nie wat toevallig gesê, maar Lewis het vir Charles 'n halse guns gedoen. Huge. Ja, raai gelens gedoen daar. Maar ongeag die amazing net sy racecraft en hoe hy dit gedoen het, dit was vir my lekker om dit te sien. Dit was amper Want dit vir my net weer herinner dat Lewis is in 'n ander liga. Hy is een van die top ouens. Maar dit wat jy weet. ja. dis wat so lekker was van Michael Schumacher in sy Mercedes era. Is ja, okay, dinge het nie uitgedraai soos ek en 'n paar van ons wat miljoene van ons wat gehoop het dat hy kom terug en wen sy 8ste wêreldkampioenskap in Mercedes nie. Maar daar was flashes, oomblikke waar hy briljant was. Monaco 2012 wat hy pole, toe hy 'n 5-second grid penalty gehad vir 'n crash met Bruno Senna en die Williams wat nie eers eintlik regtig sy fout was nie want Bruno Senna het geskuif onder braking, maar ons kan daai tot Kingdom Come argumenteer. Maar die punt is dan kom jy by Suzuka. Jy kom by Korea, dan is daar 4de plekke wat hy met 'n swak arm is. Almal het gejuig oor Nico Rosberg. Maar dan het hy hierdie oomblik, hierdie flashes gehad. Ja. Ja. Weet jy sien dit was daar, dis net Hy speel Ja. sy measure. dan sit en luister jy nou na 'n ou soos Jock Clear wat lank Michael se race-ingenieur was. Dan luister jy Michael het hulle gecoach hoe om regte prep te hê vir 'n qualifying lap of 'n race. Klein goedjies. En ek dink dis die klein goedjies waarop Lewis nou fokus in Ferrari wat hom reg gaan kry. Moontlik om net 'n beter performance te hê. Track position, wanneer gaan ek uit in qualifying? Wat is die temperatuur? Hoe vinnig gaan my tire blankets warm is, weet? Hoe wat? Verstaan ek bedoel behalwe as jy nou McLaren of Alpine wat een van die tire blankets in die en die veering vergeet het daarso. En die Maar- iceband. Dis Ja, verstaan. reg ou. Maar my punt is dit is daar. So overall ek dink as jy nou teruggaan na Ferrari toe, daar kan jy dan besef ons weet goeie naweek vir Ferrari, ek bly vir Charles verdien vir my podium nog die hele jaar. Ja. Hy ry briljant Dis laas. on top of his game. Maar ook Ferrari se pitstops was on fire hier. Ja. 2.12 sekondes, so Dit beide was insane. beide Dit was Ja, fantasties. Ek bedoel kyk hoe Oscar het 'n stadige een, hy het 'n 3 punt iets gehad. exactly. Ja. En is dit Red Bull was dit nou laas naweek? Hulle gesukkel met hulle liggie. ja. Laas naweek. Laaste naweek, ja. Ja, en So blur, dit was so baie lekker races. En Maar dit dit is was 'n nou- stadige pitstop En gehad. dit is nou baie oor Merck gepraat, maar George Russell weer Ja. as Mr. Consistency 50 geëindig. Jy weet weer eens 'n baie solid tempo gehad. Ek dink hy was een van die ouens wat dalk miskien 'n langer run kon gehad het ook op sy vorige tyres, maar ek dink toe die safety car uitkom het hy sy geleentheid. Ja, dit Ook. Dus ja. En Kimi Antonelli het 60 geëindig, maar is weer eens waardevolle punte. absoluut. Hy het baie geleer die naweek vir 'n jong lad en hy het alles onder beheer gehad. Hy het sy kop aangesit wanneer hy moes plekke teruggee. Wat gaan vir wat? Briljant. Ek het hierdie naweek vir die eerste keer oorweeg om 'n Kimi Antonelli weekie te kry. Aita, hoor al. Ek dink ek gaan hulle almal versamel. Nice. Ek hou van daai. Carbano. Okay. Alex en Carlos Ja, dit 'n goeie naweek Sainz gehad. het seker sy beste naweek in 'n Williams gehad. 8ste geëindig. Ek dink Williams se span het so goed goed gedoen. saamgewerk. Hmm. En Albon het 9de gekom. Weer eens ook goed deurgekom nadat hy net Q3 op uitgemis het.
Hy het actually ook verdien regtig om in Q3 te wees. Breed. Jy weet, en ek dink hy het iets soos wat 4000ste of 3000ste van 'n sekond Dit was uitgemis. fyn margins hierdie. Ja, dit was Baie close. was baie So naby. dit wys hoe amazing hierdie ouens gekom het om almal se karre te by die plek te kry en nou verander ons weer reëls, jy weet, dit is wel so sad. Racing Bulls, ja, Hadjar weer eens swak qualifying, maar het 'n great vertoning gehad. Hy het oor die algemeen eintlik nie die naweek baie goed gelyk nie. Hy het nooit regtig top 10 in enige plek gehardloop. Ja, ek dink hy en weer eens Liam Lawson. Ek dink dit wys net Liam moes by RB begin het, want dis nou Ja. waar Liam 'n leerskool deurgaan wat hy moet deurgaan. Maar vir 'n keer dat laaste jaar ons oor die seisoen by was, het ons al gesê sit vir Yuki nou al in alreeds deur die einde van die seisoen of wat dit was. Dis so weird dat hulle so 'n rookie in 'n Red Bull gaan sit. Dis asof hulle ouens probeer. Hulle het hom probeer. Ja. Dis helmet maak ou. Ek weet nie, Ek dink hy het 'n baie groot sê oor die goed. maar Christian probeer bad, maar ek dink omdat Helmet 'n meerderheidsaandeel het, ek dink hy het 'n meerderheidsaandeel groter as ja, absoluut. as Christian Horner in Ja. die span, gaan hy iets sê. Maar die ou met die glasoog moet nou pad gee daar. Hy's oud, hy moet gaan aftree. Ja, ek is jammer. En Ek dink ook Heidi of sorry maar hy in die Alpe gaan dis 'n kartoffel uit, verstaan jy? Want hy jaag nonsens aan met ouens se karier. Maar ons Gasly, Albon en nou Lawson. Maar ons nou moet ons in dieselfde asem sê hulle het vir Max vroeg opgetrek. Okay, maar En uitgewis die unicorn. Ek kan nou net Hoe sê, weet Max jy is as 'n unicorn voordat jy daai geleentheid gee? Want Wat as Pierre Gasly conform het? Wat as Albon perform het? maar ons gaan nooit weet nie. Selfs met Danny Kvyat. Maar Ons gaan nooit weet nie wat hulle drop hom. Ek hoor jy, maar sorry, die teenargument ek is nou Aspirus, maar Reg. ons sou ook nooit geweet het as hulle nie vir Max sou aangesit het. Oei, maar die vraag is, So dis asof hy dit Aspirus doen om te kyk of daar nog 'n unicorn kan deurkom. ja, maar 'n unicorn moet dan uitstaan in al die ander vorige Jy sien nie Ja, en op dieselfde klas as Max uitgestaan. Onthou Max het hulle is nog steeds hy praat van vroeër Ja. maar nou, presies. presies. Ja. So nou wil ek ook sê weet Ja, sorry net. Al 20 ouens wat hier so is, het uitgestaan. Nou is dit plek vir 20. Hulle almal het uitgestaan. Die volgende maar ek dink die ou wat die meeste uitstaan tans soos Max is Kimi Antonelli. en ek gaan nog 'n naam in die hoed gooi. Ek dink Bortoleto het iets baie spesiaals. Ek hou hom verskriklik baie dop in die Grand Prix op sy onboards. Die manier hoe hy die kar hanteer, daai ouetjie het spoed, hy het potensiaal. Sit dit in 'n baie sagte kar. Hy sit in 'n horribale kar. Ek dink en hy is F2 champion. So ek dink daar's iets baie heard it here first. ek dink daar is as hy moet opgetrek word na 'n Aston Martin toe byvoorbeeld of 'n Alpine of 'n dis soos hy Colapintos. Jy weet? Ja. Ek Colapinto, okay, kom ek jury hy's goed maar jury still out there. Ja, Maar Bortoleto is daar jy kan sien ewen in sy ry. Dis soos wanneer Mick gery het vir my in die in die tweede helfte van die jaar waar hy gemaklik geraak het met die kar. Het hy 'n groove ingeset en vir Magnus in die hele tweede helfte van die seisoen gebied. Ek het zero opinie van die ou kan ek sien van hom. Verstaan jy, maar Bortoleto het net iets en en ek bedoel, hy doen nou goed. Hy's in die prime van sy karier. Okay, ag hy met Hoe meet jy hoe goed hy doen as hy nie punte kry nie? So dit gaan vir my oor die klein goedjies. Jy kyk na sy line. Jy Sy kyk plasing van die kar. Kyk na die feit dat hy nog elke keer 'n Q2 behaal het. Ja, fair. Okay. So Met 'n terrible. met 'n terrible 'n kar. ander rookie buite dit, nee, sal in Q1 uitval. Ja, ek hoor jou. So dit wys my daar spoed. So wanneer 'n ou dis is George destyds met die Williams gedoen het, ja. Hy het baie keer net op die brink van Q2 gesit. En dis wat die Williams se limit was. Ja. En hy kon baie keer deurdring want hy daai ekstra 2 tens in hom gehad. En ek voel dieselfde lê daar by Bortoleto. So ek dink definitief ou 'n bietjie dop hou. Ou dop hou. En dan jy weet Gasly was briljant geweest die naweek vir my
is jammer sy wedren het so geëindig. Ons het nou weer daaroor gepraat. Ja, dit is jammer, ja. Moet maar net die konder ophal. Weer eens Yuki ook. Yuki was so unlucky. Het weer eens die current Q3 gekry. Ek dink dit in op sigself is al klaar. Ek bedoel in FP3 en FP2 was hy net 2 stadiger as Max. Jy weet, maar dis asof Max net na die volgende vlak toe gaan in qualifying. En dis wat in race. Ja, ek dink dis wat ons moet sien van Yuki is hy moet nog net daai stap maak. Maar kom ons gee hom tyd, hy gaan dit doen. Dink hulle die regte keuse daarso. Ek dink ook so. En dan weer eens die teleurstelling vir my was Aston Martin. Ek weet nie hoekom nie, maar elke naweek ek hierdie verwagting dat hulle ewe skielik dit gaan nou gebeur. Explosive raak daar of iets gaan net klik. En dit is maar dit ook net een bestuurder, hè. So dit is maar moeilik. Ja, dit is jammer. Want die ander ou is 'n ghost car. Ja, dis regtig waar. Ek bedoel jy kan nie hom tel hê. Nee. Selfs as jy vir Bortoleto, as jy nou van Bortoleto, as jy van hom praat, ek bedoel selfs as jy vir hom daar ingesit het ons dalk 'n heel ander speletjie gesien by Dit is nie noodwendig dat jy gesê het hulle sou soveel hoër op die ranglyste geëindig het nie. Maar hulle sou net 'n bietjie meer op hulle onderste kategorieë 'n bietjie meer kompeterend gewees. En dan ouens, ek wil net sê Miami gaan dalk moontlik die laaste Grand Prix vir Jack Doohan wees. Ek is jammer. Hy het dit net nie. Ek dink ek gaan saam met jou stem. Ek het op 'n stadium kan ek dit gou sê Ali? Weet wanneer 'n ou onder druk gesit word in enige sport, en jy is regtig jou rug steen die muur, Jy gaan of swem of jy gaan of pushback of jy gaan crumble onder die pressure. Jy weet? Soos 'n Jody Barrett en 'n Peter Steff te toe op afpyl. Verstaan jy? Ja. So jou bietjies maak jy nat. Jou bokdrolletjies is geboek. Maar hier is die ding, ek dink ou Jack Doohan het ongelukkig en ek is ewen verbaas dat hulle hom wel gekies het as 'n driver want hy het ewen in F2 verlede nie vir my uitgestaan nie. Ek bedoel van al die drivers daar, Colapinto. Colapinto was daar, Bortoleto. Jy weet, daar is ouens wat noemenswaardigheid wat hy het some street credit, verstaan jy? So dis regtig vir my interessant dat hulle kies dit en dink hulle doen die arme oue injustice. Verstaan jy om hom daar te doen en hy daar praat bring Mick Schumacher die Alpine WEC Alpine tot 'n derde plek die naweek by Imola. Jy weet, en 'n great reis gery saam met sy twee spanmaats. So weer eens, hy sit ook daar agter. Maar die punt is dat ek dink ons gaan iewers 'n driver change sien by Alpine met Jack Doohan en ek kan sien Flavio se geduld is so vers soos 'n gesnyde spaghetti. Ek kan nou vir sy verjaarsdag kersie. Ek dink brand ons uit nog voordat jy die vuurhoekie doodgeblaas het. As jy crazy store toe gaan dan koop jy daai huis wat net nooit uitgaan nie. Dis ek vond net sê Lance Stroll het daai kersie gekry. Verstaan jy? Maar wat ek nou eintlik oor Jack net vinnig wou gesê het en dan kan ek seker maar klaar maak, maar en hy tog vir my iewers ter hierdie naweek vroeër het hy vir my so ietsie ekstra begin wys. Toe het ek gedink hier kom dit nou uiteindelik. Hy het so daar was so klein deeltjies wat hy net gelyk het, okay wag, hy gaan hom nou self in 'n posisie inry. En dan elke keer as dit so lyk dan verdwyn dit net. Dis gewoonlik dis 'n lap. Dis nie 'n konstante nie. Dit was so half hier kom 'n lap, hier's 'n goeie lap van hom af en dan dink jy, okay, jy het 'n goeie lap gedoen. Kom ons kyk, kan jy net konstant aanhou met daai lap want jy het dit reg gekry, so doen die volgende een weer so. Of okay, jy vat ons nou weer 'n outlap en maar vat daai volgende een nou freksie 5 vliegies hier so. Ek wil net sê ons het duidelik ons 5 vliegies vanaand ook saamgebring. Jy kan mos daai volgende lap ook doen. Hoekom kan jy net een op 'n slag doen? Dis presies. En dit was waar ek eintlik teleurgesteld was en obviously toe die reisprys nou eers inkom, ek bedoel toe sy nêrens op 'n kontrakkie. Toe sy weg. So ja, ek dink overall wat leer ons uit die naweek uit? Ek McLaren nog steeds die beste motor.
Oscar Piastri is 'n nuwe championship leader. Ek dink Oscar is die nuwe nommer 1 drywer daarso of Zak het wil erken of nie. Well, ek dink Zak Hy sit in 'n moeilike bootjie op die oomblik. well, ek weet nie. Want ek weet nie, is 'n jank. Hy is Iets sê vir my hy is meer op weet- Lando se kant as wat hy is, maar politiese guy man. En obviously hy moet nie regtig goed sê want ek dink ou Mark Webber staan nou en hy sit in pressure. Dis wat ek klaar vir Mark Webber. Lovers. He's been in this position. ja. En ek dink wat ons ook wegvat is Ferrari het definitief 'n beter step gemaak met hulle motor en hulle upgrades van hulle vloer en wings wat hulle gebring het. En weer eens Max staan net vir my uit met hoe hy sy kop gebruik het ten spyte van sy penalty en albei kampe kan argue net wat hulle wil. It happened. Die uitkoms is Oscar het gewen. Max het in aanhalingstekens gemaximize op wat hy gehad het. En Max is nog steeds in die running vir die championship. Hy is uit nie. Kan nie best way. Hy is nog 'n lang seisoen Verstaan. en ek Seisoen, so lank het even Carlos is nog in die running vir die hoor hy luister. So ja. Brilliant. Jy wil so graag. Vir die Antonelli. Ek wil net sê jy's baie positief my ou. Ja. Boys en girls, baie dankie dat julle ingeskakel het vanaand vir episode 11. Ja. Yes. Ek het gesien verlede week was ons 50ste episode Wow. van 5 ligte. 50ste. Ek het dit gemis. 50ste. Oh, wow. Episode van 5 ligte. That's nice, boys. So, Dis 'n mooi een, hè? Sieflik. Ja, dieflik. So ek wil net sê dankie aan al die ondersteuners. Dis hierdie Where's that one to the words of Was sy baie dankie aan almal se ondersteuning. Dankie vir almal wat ons support met sulke simpel jokes maak, maar tog ons een ding waarvan ons al drie hou is Formule 1. absoluut. En ons love die sport. Mm. Rasie ou van Kelly. Maar Kili? Kelly. Maar net, waar ben jy nou Kili? Ja man. Anyway, maar Kili is nie. Anyway. Maar dankie dat julle toe maar Rasie is 'n baie goeie man en pa vir sy vrou en kinders. Ons ry daai en net daar so. So ja, dankie dat almal inskakel. Dankie vir julle ondersteuning. Dankie dat ons dit in Afrikaans kan doen. Ons is die enigste podcast en ek bly op dit staan wat Formule 1 Afrikaans doen. En as jy Afrikaans kan praat of Vlaams of Belgies of wat ook al, wherever you are in the world, Nederlands, ja. I thanks you very much. 5 ligte uit.